As God praat oor die dinge wat kom, as God praat oor die eindtyd, en hy praat met die hele volk, hy praat met sy disippels, dan is die vraag vandag ek en jy, kan ek en jy sien wat kom môre? Daar is sekere goed wat God van my en jou sal weerhou, want hy wil hê ons moet afhanklik bly. Ons moet nie in beheer wees nie. Hy wil in beheer wees. Amen. Maar my broer, my sis, ek en jy het nodig om tyd met God te spandeer, dat ons nie net sy hart en sy woord kan ontvang nie, maar dat ons sal sien wat hy sê oor môre. Want ons het 'n boodskap, die kerk in die nasies het 'n boodskap vir die nasies. Die kerk in Suid-Afrika het 'n boodskap vir hierdie land. Die kerk in Bloemfontein het 'n boodskap vir Bloemfontein. Kerk in onderwys, die kinders van God wat in onderwys is, hulle het 'n boodskap vir onderwys, vir die departement, vir dit wat moet gebeur in die skole. Maar neem ons gesag op, as koning, dat ons met autoriteit praat, neem ons dit op in ons hart om te sê, ek sal soos 'n profeet staan. Nou as ek my mond oopmaak, sal ek verstaan, en ek sal vir mense kan sê, dit wat God vir ons het as 'n volk, dit wat God vir ons het as 'n gesin, dit wat God vir ons het in ons besigheid, dit wat God vir ons het in die onderwys, daar waar jy beweeg. Want die profeet van alle eeue woon in jou, en jy is 'n ambassadeur van wie hy is. Amen. En die derde een, die priester. Ek en jy wat 'n priester moet wees, waaroor gaan dit? Jy ken sy teenwoordigheid. Jy ken sy teenwoordigheid, want daar's 'n hoë priester. Daar's 'n hoër priester wat ingegaan het, maar daar's 'n skeer. Die skeer het gekom dat ek en jy in die allerheiligste kan ingaan. In die allerheiligste kan ingaan. Hoekom? God wil intiem met jou wees. As jy die stem hoor, nie net die klop hoor nie, maar as jy die stem hoor aan die ander kant van die deur, Openbaring 3:20, en God praat met sy kerk, en hy sê vir sy kerk, my kerk, as jy my stem hoor aan die ander kant van die deur, en oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hê. En jy met my. Wat ek moet weet, waar is God nie? Amen, en hier is so 'n boodskap wat hier deurkom, ek weet nie of dit 'n engel is wat praat nie. Maar ja, wat wil ek sê? Koning, profeet, priester, almal sê koning, profeet, priester. Maar as God vir my sê, dis wat ek moet word, dan is dit, ek moet disipel word, ek moet in 'n sekere patroon, want disipelskap is, kom in 'n patroon van lewe. Get into a pattern of life, 'n sekere leefstyl, en daarvoor word ek disipel, dat ek die dissipline het om te leef soos 'n koning, soos 'n profeet, soos 'n priester. Amen. So die eerste vers wat ek vir julle wil noem, Exodus 19. God vat vir Israel uit Egipte. God vat vir Israel uit Egipte. Hy sê vir Moses, gaan sê vir die mense, as julle dan nou terdee, ou woord, maar wat sê, regtig met aandag akkuraat, na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom, Engels praat van special treasure, spesiale skat, my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters, en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Dis wat jy moet meedeel aan jou boeties en sissies. Dis wat ons moet meedeel aan die kerk van Christus. Jy is so kosbaar vir God. Jy is sy spesiale eiendom. Jy behoort aan hom. En omdat jy aan hom behoort, is jy kosbaar. Omdat jy aan God behoort, is jy kosbaar. Jy behoort nie aan vrees, jy behoort nie aan daai versoeking, jy behoort nie aan jou talente nie, jy behoort nie aan jou vermoëns, jy behoort nie aan jou sukses, jy behoort nie aan jou mislukking nie. Ons sê nee, ons behoort nie aan dit nie, maar as jy glo, ek is 'n mislukking, wat sê jy, ek behoort aan my mislukking, ek en mislukking is een. Ek is suksesvol, ek is 'n sukses, want dit wat ek doen is suksesvol. Ek behoort aan my sukses.
of eerstens ek behoort aan God. Israel gaan deur 430 jaar in slawerny. Hallo? Maar hulle moet weet, ons behoort nie aan Egipte nie. Ons is nie meer onder haar juk nie. Ons behoort nie aan Egipte nie. Jy behoort nie aan jou vlees, aan jou denke, aan jou vermoëns nie. Jy behoort aan God. Maar ek moet dit verstaan. As ek dit nie verstaan nie, gaan ek nie weet hoe om 'n koning, hoe om 'n priester, hoe om 'n profeet te wees nie. Wat God my roep om te wees. As hy sê, ons is 'n koninkryk van priesters. Jy's 'n groep, God se volk is 'n groep mense met autoriteit en intimiteit. Almal sê autoriteit, intimiteit. Autoriteit is konings, koninkryk van priesters is intimiteit. Priesters is die enigstes wat mag in sy teenwoordigheid wees en leef. Maar dis waar God jou roep om te wees. 'n Heilige volk. Wat is hierdie heilige volk? Eenkant gesit. Die woord heilig beteken uniek, onvergelykbaar, eenkant gesit. As ons sê God is heilig, sê ons, Here, U is onvergelykbaar, uniek, kan met niemand vergelyk word nie. En U die ereplek. Dis wat jy sê, wanneer jy sê, jy is heilig. Dis wat jy sê, wanneer God sê, wees heilig, want ek is heilig. Wees uniek, want ek is uniek. Wees in die plek, wat nie vergelyk kan word, met enigiets anders nie. Ken jy daardie plek, wat nie vergelyk kan word, met enigiets anders nie? Hallo? Is ons nog hier? Nou my broer, my sis, ek doen 'n stukkie lering, vanuit 'n boek. Ek, so 3% van julle het al van hierdie boek gehoor, Dream to Reality. Dis 'n kernvak wat ons aanbied by die Bybelskool, by die kunsteskool. En my broer, my sis, ek sal graag wil hê dat ek wil jou uitdaag om dit te kom doen. Ek wil jou uitdaag om hierdie vak te kom doen, Dream to Reality, hoe om, waar jy gebore is in die hart van die Vader, om as droom in die hart van die Vader te kom en dit te kom leef. As iemand vir jou vra, was jy gebore, onthou, wat gaan jy sê? Moes nie 'n triekvraag nie. Waar is jy gebore? In die hart van die Vader. Dan gaan die mense dink, 'n bietjie freaky. Dan sê nee, ek het geland daar in Potchefstroom. Ek het geland daar in die hospitaal, daar in Bloemfontein. Maar ek is gebore in die hart van die Vader. Ag man, hulle gaan dit nie vergeet nie. Hulle gaan daai sin nooit vergeet nie. Hulle gaan daai sin nooit vergeet nie. Lyk my ons kiet hier so iets van 'n oplossing. Sit hierdie ou wat ons moet kruisig, daai ene. OK. Halleluja. Ons is met mekaar. Is ons nog hier? Wat wil God sê? As hy sê vir die volk. Sê vir die volk, hulle is my eiendom, koninkryk van priesters. Wat God sê is, laat hulle na my toe kom, laat hulle na my toe kom. As hulle verstaan wie hulle is, sal hulle in my teenwoordigheid lewe. As hulle verstaan wie hulle is, sal hulle kom in die plek waar ek is. Waar ek is. God roep jou na hom toe. Amen. God wil jou nie eers Kana toe vat nie, hy roep jou na hom toe. Maar dan sien ons in die Nuwe Testament, 1 Petrus 2, maar julle is 'n uitverkore geslag, koninklike priesterdom. Julle is 'n uitverkore geslag, koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom, omdat jy die eiendom van God is, moet jy verkondig. Hier kom die Here en hy vat vir Israel uit. En hy sê, julle moet wees, wie? Konings, priesters, profete. Anders te om, koning, priesters, profete, koning, priesters, profete. Dis die 3. So ek moet verstaan, ek moet my gesag opneem teenoor die vyand. Ek moet sien wat God sê, en ek moet leef in sy teenwoordigheid. Kom ons sê, ek moet my gesag opvat, ek moet sien wat God sê, ek moet leef in sy teenwoordigheid. En ek wil nie iemand daar laat staan wat nou sê, dit is die Here nie. Daar is ons God, en God roep my uit die robbies uit, en hy vat my in hierdie plek in.
om by hom te wees. Om by hom te wees. Maar dan wil ek hierso sê, die volgende daarbo, uitverkore geslag, dis God se opinie. 'n koninklike priesterdom, dis die funksie wat God my gee. 'n heilige volk, 'n goddelike posisie wat God vir jou gee. Almal sê, God se opinie, jy is uitverkore, jy is uniek. Daar sê, God se funksie, jy gaan koning en priester wees forever, maar hier op aarde ook profeet. God se posisie, een kant gesit vir hom alleen. En nou met al hierdie, wat wil ek sê? Alles beteken ek moet naby my God leef. Ek moet naby my God leef. En alright, dis nou alles die oulike beginsels, ons verstaan dit. Maar Exodus, as ons weer ene vat, koning, skryf hom neer. Hy is erekoning, bring 'n dissipline op my, maar as 'n koning. God as 'n koning wil dissipline op my bring, maar weet jy, met 'n koning is dit, dis klaar gesê, dis klaar gepraat. Mag God koning wees in jou lewe, dan beteken dit, God sê so, of jy dit verstaan, of jy dit nie verstaan nie. Of jy so voel, en of jy nie so voel nie. As God sê, jy moet die Here loof, met jou hele hart, jou hele siel, verstand, alles, moet jy hom lief hê, en hom moet jy alleen eer. Dan is daar nie 'n keuse nie, daar is nie 'n terugpraat nie, daar is nie 'n redeneer nie, daar is nie 'n maar Here, maar ek gaan deur die proses, en dit, ek voel nie vandag lekker nie, die Here ken my hart, dat ek nou nie vandag regtig kan opstaan en net hom eer en loof en op hom fokus nie. As ek hom toelaat as koning, dan aanvaar ek sy gesag. En wanneer het jy gesag? Net as jy sy gesag aanvaar. Net as jy sy gesag aanvaar, het jy gesag wat uit die hemel uitkom. Het jy die gesag wat God jou gegee het. My boet, my sis, maar daar is opinies. Hallo? Ek kan nie gesag van my opinie hê. Ek kan nie gesag hê van hoe ek die dinge sien en hoe ek die dinge nou nie sien nie. Ek kan nie gesag van my woede hê. Ek kan nie gesag van soveel dinge hê waarin ek kan vrymoedigheid vat om te beweeg. Aan die einde van die dag, wow, daar was 'n leier, Josua, jy weet, hy het net hierdie gesag gehad. Hy sê, ons gaan dit doen, en toe ons dit doen, toe is die deurbraak daar. Maar wat het gebeur? Dit was 'n man wat verstaan het hoe om onder gesag te leef. Eers onder Moses, maar toe so onder God. Hy kon so onder God se gesag leef, want hy het geleer om onder Moses se gesag te leef. Hallo. So toe God die mees radikaalste, onlogiese amper strategie gee van loop rondom hierdie stad. Dis vandag maklik vir ons, dis 'n nice story, dis 'n nice realiteit. Ja, ons glo dit regtig gebeur, maar gaan sit jou in daai voete daai dag. En God gee vir jou 'n strategie môre wat radikaal onlogies lyk. Gaan jy bereid wees om sy gesag te aanvaar en nie te sê, maar Here, ek het nou nog nooit hiervan gehoor nie, of Moses het nog nooit so iets gedoen nie, daar staan niks in Moses se boeke, sy 5 boeke, vir enigstens van so ietsie, van loop om 'n stad en dan kyk ons wat gebeur. Is jy oop vir God se strategie? Want in die eindtyd, my boet, my sis, meer en meer gaan dit onlogies lyk. Maar as jy saam met God gaan beweeg vir die eindtyd herlewing en nie op die paviljoen net gaan sit en kyk wat het gebeur nie, dan beteken dit, is jy bereid om sy gesag te aanvaar oor jou lewe, en nie net met 'n keuse vandag, maar soos wat Moses daar was, moes hierdie Israel kies en sê, ek gaan nie meer buig onder die gesag van Farao en al hierdie ouens wat sê, dis wat jy sal doen, dis wat jy sal doen, nie, ek onderwerp aan Moses se gesag. As hy sê ons gaan nou gaan, dan gaan ons nou gaan. Maar dan ek onderwerp aan hom oor, hy glo dat God sê ons moet so vertrek, ons moet daarna toe gaan, en daai profeet, kom ons noem dit Moses, die koning,
Hy is soos 'n koning en ek besluit, ek gaan nie luister na koning Farao nie. Ek gaan na hom luister asof hy die finale gesag het, Moses. En dan gaan ek hom volg soos 'n profeet wat my gaan vat na 'n plek toe en in die profetiese gaan God jou soveel keer vat na die doodloopstraat by die Rooi See. Hy gaan jou soveel keer vat na die doodloopstraat sodat jy wat uitroep na hom. So jy dink, hier kom die gesag, hier kom die koningskap, hier kom die gesag, hierdie robbies wat gesag het oor my lewe, hier kom hy terug. Hierdie vrees, hierdie woede, hierdie goed wat gesag het oor my lewe, hier kom hy terug. Maar kan jy glo wat God sê? Sal jy gaan met wat God sê? Sal jy profeties hoor wat die Here sê? Dan sal jy soos 'n priester deurbeweeg. Jy sal deurbeweeg saam met God. Kom ons sê, deurbeweeg saam met God. Maar aan die ander kant vat God jou nie na jou visie toe nie. Aan die ander kant vat God jou nie na Kanaan toe nie. Hy bring jou soos 'n priester en hy sê, kom in my teenwoordigheid. Jy is 'n koninklike priesterdom. Leef voor my, leef met my, leef vir my. Soos 'n priester. Aan die einde van elke deurbraak in jou lewe is dit sodat jy soos 'n priester in sy teenwoordigheid kan staan. Maar gaan jy dissipline vat van God, wat soos 'n koning net kom en sê, doen dit, klaar gepraat. Die woord so sê so, D.L. Moody sê, God said it, I believe it, that settles it. Kom ons sê, God said it, I believe it, that settles it. Te veel kan ons flirt met die woord, op watter manier, met redeneer oor die woord en redeneer oor dit, is ek het tyd vir dit, maar ek het nie eintlik tyd vir dat nie. Gaan jy hom respekteer? Soek jy legacy, soek jy 'n toekoms saam met God en vir jou kinders. Jy gaan hom respekteer. Jy gaan hom vertrou in sy leiding en vat 'n begeerte vir sy teenwoordigheid. Ontdek 'n begeerte in jou om te weet hoe om saam met hom te leef. Dis een ding om iemand so 'n tipe van te ken. Dis een ding om te doen wat jou baas sê jy moet doen. Dis 'n ander ding om te leer hoe om saam met iemand te leef. Enige iemand agtergekom al dit? Mag die Here jou help, mag die Here my help. Maar nou wat gebeur? Nou sit ek en God. Ek het hierdie mense in my lewe wat my gaan help, sodat ek wat? Sodat ek hier kom. Ek moet net onderwerp aan die gesag van leierskap en hierso staan ek, want ek het 'n issue met leiers. Hou jou issue met leiers, hou jou issue met mense, hou jou issue met jou pa en jou ma. Jy sal hier staan, jy sal nie leef saam met God in sy teenwoordigheid nie. Jy sal hierso staan want jy het 'n issue die heeltyd met iemand. Want hierdie leier of hierdie pa of hierdie baas van my was nie mooi met my gewees nie. So ek kan nie leef vanuit 'n plek waar ek en God saam die ding doen nie. Ek kan nie leef en dit vir die Here doen nie. Dis nou priesterskap. Want ek sit met issues en issues die hele tyd en ek fight net my vlees en ek fight my opinies en my opinie is dan koning en al hierdie goedjies is koning. So God se koningskap wat deur sy woord, wat deur mense wat hy in my lewe geplaas het kom, hier sal jy staan tot die dag van jou dood. Laat dit nie meer so wees in Jesus naam. Dat jy eers in die hemel kom en verstaan hoe om in sy teenwoordigheid te leef. As priester nie. Amen. Amen. So God vat Israel uit en hy vat hulle, ek het julle op arensvlerke na my toe gebring. En hier is Israel. En wat gebeur? Hulle sien die donderslae, hulle sien hoe rof dit gaan. En hulle sê, wow, nee. Ons en God intiem, dit gaan nie werk nie. Hierdie gaan nie werk nie. Moses priester, gaan jy na God, en jy praat, jy gaan in sy teenwoordigheid in, dat God met jou praat, jy met God praat, en moenie dat ons met God direk praat. Kom staan jy hier tussen. Hallo. Kom staan jy hierso, tussen ons en God. Dankie. Maar moenie dat God met ons praat nie. Maar God het jou geroep as 'n priester.
Maar hoe oop is jy om vanuit sy teenwoordigheid te leef? Wat kom? Moses en sê, Exodus 20, en hulle het vir Moses sê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Wees nie bevrees nie, want daar gaan dissipline wees. Wees nie bevrees nie, daar gaan dissipline wees. Daar gaan goedjies wees wat julle moet verander. Want hy wil hê julle moet hom vrees. Wat beteken dit? Hy wil hê julle moet hom respekteer. Wat het ons vir 2 Sondae gepreek? Vanuit respek is daar vir jou 'n legacy, is daar vir jou 'n toekoms, vir jou kinders, vir jou kleinkinders 'n toekoms in die naam van die Here. Maar as jy nie verstaan hoe om respek vir God te hê nie, is daar nie 'n toekoms nie. Maar God het gekom om vir jou te leer, dat wanneer ons die woord oopmaak, soos nou, kan jy aandag gee, want jy het geleer om respek te hê. Maar as ons die woord oopmaak, as jy tyd met die Here het, as jy moet aanbid, ek weet nie of jy al agtergekom het, die partykeer is daar net 10 ekstra goedjies wat jou aandag wil wegtrek. En laat jy dit wegtrek. En as die goedjies jou aandag wegvat, weet net, die probleem is nie, ek weet nie hoe om te konsentreer nie. Die probleem is, jy het nie respek vir God nie. Jy moet al die ander goedjies doen. Wanneer ons praat, dan moet jy al die ander Bybelstudietjies doen. As een van 'n gogga in jou hart. En God wil dit uitsorteer. Hallo? Is ons met mekaar? Maar kom ons fokus in sy teenwoordigheid op dit wat hy op daai oomblik wil doen. God het gekom om jou te toets. God het gekom om jou te leer hoe om hom te eer. Die vorige preek, asseblief gaan luister hom. En God het gesê, ek gaan afkom, bring die 70 ouderlinge, bring die volk, ek gaan afkom, en ek gaan met hulle praat, dat hulle dit kan hoor, sodat hulle kan leer om my te vrees, sodat hulle kan leer om respek vir my te hê, en dit is wat julle en julle kinders en julle kleinkinders moet leer. Dit is nou aanhaling van die vorige preek. Jy soek 'n toekoms vir jou kinders, moenie vir hulle 1 miljoen of 10 miljoen los, as jy nie vir hulle geleer het hoe om God te eer nie. Daai 10 miljoen is vervloek. Daai 10 miljoen is 'n vloek in hulle lewe. Nie wat die duiwel steel nie, wat hulle pa en hulle ma vir hulle gegee het. Want geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Mammon staan teenoor God. Maar as jy jou kind geleer het om respek vir God te hê, ja, vertrou hom toe. Maar wees jy nie die struikelblok vir jou kinders, jou kleinkinders nie. Is ons met mekaar? As punt nommer 1. Kom uit die Robbies uit. Gaan vir die blessings van Kanaan. Maar voordat ons daar gaan, die volk moet weet hoe om my te eer. En toe die volk sê, nee, ons retireer. Ons gaan al die pas saam, nee. Ons staan 'n bietjie terug. Moses, jy praat met God, moenie dat God met ons praat nie. En God sê, en Moses sê, wees nie bevrees nie. Hy wil jou net leer hoe om respek vir hom te hê, of om hom te eer, want dan, as jy hom eer en respek vir hom het, sal jy nie sondig nie. Sal jy nie hierdie entertainment vir die vrees en die redenasies toelaat nie. Is ons met mekaar. Daar is God, en tussen my en God sit ek hier so 'n priester. Jy het leierskap in jou lewens nodig, in jou lewe nodig, my boet, my sis, maar leierskap moet jou altyd vat in God se teenwoordigheid. Leierskap moet jou altyd vat minder van jouself, meer van hom. En hier ontstaan 'n priesterorde. Toe ek nie die dissipline, almal sê dissipline, toe ek nie die dissipline vat om te leer om God te eer, sodat ek nie 'n klomp nonsens, twak glo en sondig nie. Toe kom hier so 'n priesterorde. En die vyand weet, yes, ek het nou hier so 'n bietjie gewen. Wat sien ons volgende? Die seuns van Eli was deugniete. Hoe vertaal? Hulle het 'n klomp nonsens aangevang. Hulle het die Here nie erken in wat hulle doen nie. Erkenning is ek geëer. Hulle het die Here nie geëer nie.
Hulle die Here nie die erkenning gegee, en in eer is daar dankbaarheid, in eer is daar respek, in eer is daar goeie maniere. Hulle die Here nie die eer gegee nie. Waarom verag julle my slagoffer, sê God vir die priesterorde, vir die priesters, my spysoffer wat ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir my. Here, jy vir hulle voorsien, maar jy het hulle nie geleer om ag te slaan op my woord nie. Hulle verag my woord, hulle verag dit wat van my afkom. Hallo? Is ons met mekaar? My broer, my sis, as jy effektief net in die gemors wil wees en seker maak, jou kinders, kleinkinders, daar is geen toekoms vir hulle nie. Maak seker dat eer nie gevestig is. Maar jou kinders, jou kleinkinders, die volgende generasie, die kinders waarvoor jy bid in die skool, die mense waarvoor jy bid, die land waarvoor jy bid, Iran waarvoor jy bid, Rusland, noem wat 'n land ook al. Here, dat die volke sal leer hoe om U te eer, hoe om U te erken. Almal, elke knie sal buig, elke tong sal bely. Maar laat dit nie daai dag wees voordat hulle sal vir ewig brand in die hel nie. Maar laat dit vandag wees, sodat hulle die ewigheid saam met U kan aangaan, dat elke knie sal buig, elke tong sal bely en erken dat U God is. Nie my opinie, nie al my reg wees nie. Is ons hier? So dit het vir die vyand gewerk toe Israel sê, nee. Moenie dat God met ons praat nie. Ons gaan nie daai dissipline vat nie. So dit gaan weer werk met die priesters. Die pa leer nie die kinders hoe om God te eer nie, hoe om die kinders te erken nie. En God kom en sê, jy as priester, eer jou kinders meer as wat jy my eer, want jy voorsien net vir hulle, maar jy het hulle nie geleer om my te erken, jy het hulle nie geleer om my te eer nie. Daarom sal jy sterf, en die eerste teken wat jy sal sien is, jou kinders sal sterf in die oorlog. Your children will be destroyed. Hallo? Maar God soek iemand, wat met dissipline, almal sê dissipline, in sy teenwoordigheid kom, en sê, Here, ek gee my als vir U, ek vra vir U, maar ek gee als vir U, ek vra vir U, maar ek gee als vir U, en wie vind hy? Hy vind 'n vrou, wat sê, Here, ek soek 'n kind, maar ek gee hom vir U, ek soek 'n kind, maar ek gee hom vir U, en hy vind Samuel. Hallo? Maar Samuel, nou ewe skielik is daar 'n profeet. Is daar Samuel die profeet, en tussen my en God, tussen die volk en God is daar priesters en daar is profete. Daar is nou priesters en profete. Nee, die volk moes hier gewees het. God het hulle geroep uit Egipte om hier te wees, 'n koninklike priesterdom, wat verstaan hulle posisie in God. Maar ek vat nie daai dissipline nie. Nee. Priester en profeet, tussen my en God. En die vyand sê, yes. Maar vandag, vir sekere areas van my lewe, areas vir jou lewe, beter daar, in 'n vorm van 'n leier of iemand, 'n priester wees wat vir jou intree, 'n ma wat vir jou intree. Hallo? Daar beter 'n profeet wees. Daar beter iemand wees wat vir jou saam met jou sit en sê, weet jy, kom ons kyk dit so. Daarom is die gawe van profesie daar. Hallo? Want ons het in baie areas van ons lewens, het ons mense nodig, wat ons sal lei, om deur gebed van jou ma en van mense kom jy nader aan God. Deur hierdie profetiese woord wat jy vat, kom jy nader aan God, jy beweeg verby. Hallo? Maar hierdie storie werk vir die vyand. Baie excited. Volgende skrif. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Sy seuns word aangestel, hulle kry 'n posisie. Maar, vers 3, sy seuns het nie in sy weë gewandel nie, hulle het nie die dissipline gevat van hulle pa en dit toegelaat nie, hulle het onregverdige wins agterna geloop, omkoop geskenke aangeneem, etc. En dan 1 Samuel 8:5 sê vir hom, wie sê vir hom? Al die leiers van Israel, al die leiers. U is oud, kyk nou. Samuel, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie.
Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig, soos by al die nasies. Almal sê soos by al die nasies. In die begin het God gesê, jy's 'n uitverkore geslag, jy's 'n unieke geslag, jy's my eiendom. Onder al die volke is jy uniek, is jy anders, is jy nie soos hulle nie. Hier kom Israel en sê, ek soek 'n koning soos hulle, soos die ander nasies. Maar hoe dit gebeur? Daar's 'n generasie wat nie dissipline gevat het nie, wat nie God geëer het nie. Onthou wat ons verlede week gesê het? Week daarvoor ook, by die Engelse diens. Hoe het daai kinders van Israel in slawerny gekom? Na Josef het daar 'n generasie opgestaan wat God nie geken het nie en dit wat hy gedoen het. Hoe het daar 'n generasie opgestaan wat God nie geken het en dit wat hy gedoen het nie, want hy het sulke fantastiese dinge gedoen. Die ouers. Die een generasie, die volgende generasie, die vertel van God, hoe om hom te vrees en die realiteit van hom en alles wat hy doen nie. Die probleem was nie een van 'n ander gemors nie, dat Egipte hulle kon in slawerny sit nie. Hoe het Egipte die gesag gekry dat hy vir 400 jaar God se volk daar kan hou in slawerny? Want daar het die oop deur was, daar was 'n generasie wat hulle kinders nie geleer het om respek vir God te hê, nie geleer het om God te ken, nie geleer het en vertel het van die getuienisse van God nie. Hoe gereeld vertel jy met opgewondenheid en dankbaarheid vir jou kinders, jou kleinkinders, die mense wat jou volg, die mense saam met wie jy is, wat die Here doen. Wat die Here doen. Hallo. En God kom en sê, Samuel, hulle het nie jou verwerp nie, hulle het my verwerp, want ek is hulle koning. Maar, kom ek gee vir hulle koning Saul. Kom ek gee vir hulle koning. Hulle het my as koning verwerp, hulle is my as profeet verwerp. Hulle het my verwerp om in my teenwoordigheid te kan staan. En gesê, nee, Moses, priesterorde, nee, hulle vat nie disipelskap op Samuel, profeet. We demand a king, soos die ander volke. Vergelyk jou met die ouens daar buite, my broer, my sis. Kyk wat doen hierdie ou, hy vloek God en kyk alles wat hy het. Vergelyk jou. As jy sê jy's nie God se eiendom, as jy sê jy's nie his special treasure, if you believe you're not a holy nation set aside for God, okay, vergelyk jou met die ander. Hierso staan die volk en ons het hierdie ordes. En prys God vir hierdie ordes oor jou lewe. Hoe beteken dit dan? As ek teruggestap het, weg van God af, deur God se genade, is daar mense en leiers wat jou moet dien in hulle leierskap, en hoe hulle by God hoor, en hoe hulle as priester vir jou bid, as profeet saam met jou sien, as koning in die naam van Jesus beskerming bring, oversight. Hallo? Vir watter rede? Is vir jou om nader aan God te kom. Maar vir die volk, jy is veronderstel om op 'n punt te kom, om hier te wees, my broer, my sis. En God soek 'n man, God soek 'n man, wat sy hart ken, wat sy teenwoordigheid ken, wat gesag ken, wat kan sien wat God wil doen. Hy soek hom. Waar vind hy hom? Daar agter die skape. 'n man wat God se teenwoordigheid ken. Kyk na die psalms. 'n man wat gesag ken teen 'n leeu en 'n beer. 'n man wat kan sien, wat in sy psalms, profetiese, messiaanse psalms skryf, profeties, wat hy nie verstaan wat hy skryf. God soek 'n man na sy hart, wat sy hart ken. Maar mag dit ek en jy wees. Hallo, is ons nog hier? In Samuel 13, maar nou sal jou koningskap nie meer bestaan nie. Dit was nou Saul, né? En die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek, en die Here het hom as vorst oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die Here jou beveel het nie. Gee vir koning, priester, profete 'n goeie hand, dankie julle.
En God het daardie man gevind. Verstaan mooi dan nou, in sekere areas, my boet, my sis, jy is veronderstel as 'n koninklike priester, om te groei in sy teenwoordigheid, dat jy verstaan hoe om te regeer in die naam van Jesus en om Jesus naam ontwil. Almal sê in die naam van Jesus. Dis 'n koning wat praat. In die naam van Jesus sal hierdie ding nie meer gebeur in die onderwys nie. In die naam van Jesus sal die vyand nie meer so steel nie. Dis 'n koning. Jy vat jou koningskap, jou autoriteit. Om Jesus naam ontwil, terwille van u naam, Here, I worship you for your name's sake. Terwille van u naam, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat om my gebeur nie, ek sal u loof. Maak nie saak of ek nou so voel of nie, ek gaan u loof. Dis 'n priester. Autoriteit, intimiteit. Autoriteit, intimiteit. Dis 'n heeltemal ander dag se uurpreek. Die leeu van Juda, die lam van God. Almal sê die leeu en die lam. Die leeu in jou wat brul. Die leeu van Juda, autoriteit. Die lam van God wat geslag is, wat homself gee. Wat homself gee. Die leeu en die lam. Leer ken hom. Leer ken hom. Wat ek dan meer so wil eintlik afsluit. Eerstens lewe onder sy autoriteit, eer God. Almal sê, ek sal onder sy autoriteit leef en my God eer. Ek sal lewe onder sy leiding en my God volg. Ek sal lewe in sy teenwoordigheid vir ewig en my God aanbid. Hierdie 3 dimensies moet in jou werk. Hierdie moet in jou werk. Maar weet jy, aan die einde van die dag praat die skrif van jy sal lewe en saam regeer as konings en priesters. 2, 3 verskillende plekke daar so in Openbaring, gaan kyk hom. Gaan soek hom. You will reign and rule with him as kings and priests forever and ever. Hoekom nie profeet nie? Want elke woord is dan vervul. Op aarde as profeet, want die woord oor jou lewe moet nog vervul word. Jy moet saam met die woord werk. Jy moet weet wat het God vir jou gesê. Wat het God vir jou ouers gesê? Wat het God vir hierdie gemeente gesê as jy hier so is? Wat het God gesê deur die geslagte? Wat beloftes is wat in vervulling moet gaan. Wat nog in vervulling moet kom. Jy moet met die profetiese woord werk, sê die skrif. Hallo? Ek sien dit, maar God het gesê. Hou vas aan die beloftes. Hou vas aan die beloftes. Not to receive all the goodies. Nie prosperity teaching. Hou vas aan die beloftes om te wees waar God is. Hallo? Jy werk saam met sy woord. Kom ons sê ek sal werk saam met sy woord. Jy kan gaan en jou eie pad volg hier en daar en hier rondkarring en God sal by jou wees. God sal by jou wees soos die skaduwee aan jou regterhand, maar die skaduwee gaan stil wees. Dit gaan soos 'n skaduwee wees wat nie praat nie, want God is getrou. Hy sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie. Maar as jy saam met hom wil wandel, waar dit nie net 'n skaduwee is nie, maar waar dit hy is wat met jou praat. En moet my sis, dan moet ek dit toelaat in my lewe. Dat ek sê, die koning mag met my praat en ek sal dit doen of ek verstaan of nie. En as ek nie weet hoe om so te leef nie, ja, hy sal vir my leiers gee wat my help. Wat met baie keer net vir my sê, stop daai nonsens. Ek hoop jy het so 'n leier in jou lewe. Dit hoef nie ek te wees nie. Iemand in jou lewe wat vir jou kan sê, stop hierdie nonsens. Ja, maar watter pa het al dit vir 'n kind gesê? Ek wil niks hoor nie, gaan doen dit. Daar is geen verskoning nie, gaan doen dit. Maar hoekom as ons ouer word, dan hoef dit nie by ons van toepassing te wees teenoor die God, die perfekte pa van die heelal. Dit is veronderstel om so te wees. Wanneer ek volwasse is, dan gaan ek baie keer daai stem hoor. God wat net sê, geen verskoning, doen dit net. Ons praat nie verder hieroor nie, doen dit. Kan jy na sy woord gaan en sê, Here, wys vir my waar u met my so wil praat. Goedjies wat u vir my wil sê, waar u net sê, jy doen dit, of jy so voel, en of jy nie so voel nie. Of jy deur moeilike tye gaan, of nie moeilike tye gaan nie. Doen dit.
then you allow his authority. Dan eer jy hom. Dan sing jy nie net eer aan die koning orals nie. Dan leef jy dit. Maar profeties dat hy vir jou kan sê, sien dit, en ek wil julle sommer uitdaag met die dagwoorde weer eens. Gaan sit met God oor jou toekoms. Gaan sit met God, gaan skryf sommer daai woorde neer vir die toekoms. Maar gaan kyk wat se woorde is geprofeteer oor jou lewe. Gaan vra die kantoor, wat is geprofeteer? Wat is gesê oor hierdie bediening? Wat is gesê oor intersessie in die nasies? Dat mense sal met intersessie na nasies toe gaan en daar so gaan bid en daarna sal daar 'n span kom, dan sal daar mense kom. Hallo? Wat is gesê oor watter impak ons sal hê in die nasies? Hoe bid jy dat ons daai impak sal hê? Hoe bid jy dat ons nie so besig sal wees met al die nood en al die goed en al die goedjies wat moet gebeur hier op die plaas en in die bediening en by die Christenskool en by alles, dat ons nie so besig sal wees dat ons vergeet hoe om dit wat goud is neer te sit vir die nasies nie. Hallo? Weet jy wat God gesê het? Dis as jy as profeet leef. Dit is as jy as profeet leef, dat jy weet wat is God se plan met die kerk, wat is God se plan met die kerk in die land, in Bloemfontein, in hierdie gemeente, as jy in hierdie gemeente is. En dan was God se plan in jou gesin. Wat is die woorde wat God gesê het oor jou kinders en jou kleinkinders? Praat jy dit, spreek jy dit, bely jy dit, sit jy dit uit in die gees? Profeet. Maar dan priester, is waar jy in sy teenwoordigheid is, en leer om te vertoef. Leer om nie geïrriteerd te raak. Okay. Leer om nie geïrriteerd te raak. Leer om nie so gou frustreerd te raak. Leer om nie so gou te reageer. Leer om te wag op God. Want jy verstaan as priester, dis nie 'n plek van frustrasie, dis 'n plek wat 'n voorreg is en wat kosbaar is, dat jy by hom en in sy teenwoordigheid kan wees. Jy is nie daar net vir 'n antwoord nie. Onthou jy, nie een van julle kinders nie, net myne, maar hy's daar, papa, jy weet, en die stem klink so mooi, jy weet, pragtig, jy hoor, ek is lief vir jou in daai stem, en ek waardeer jou, hoor jy in die stem, kan ek na so en so en so gaan, of kan ek net 'n geldjie kry vir dit, of kan ek, hallo, dit is totaal, julle verstaan nie wat ek van praat nie, maar dit het wel by ons gebeur. Nou vra ek jou, priester, kan jy in sy teenwoordigheid wees, net om in sy teenwoordigheid te wees? Net om by hom te wees. Soos die ou oom en tannie wat op die bank sit, hulle praat niks nie, maar jy kan daai liefde sien. Jy kan sien hoe hulle dit geniet om by mekaar te wees. Hulle het nie gesê, ons geniet dit om by mekaar te wees nie, maar jy kan dit sien. Enige iemand al? En dis 'n mooi prentjie. Maar jy, wat dit vir jou net lekker is om by God te wees, om stil te wees voor jou God, daar in die natuur, of net daai oomblik wat jy daar uitstap daar by die werk, en dis eintlik 'n oomblik van stil wees voor God, wat jy stil raak, jy besef, jy hardloop hierso in goed in, maar jy sien nie nou die Heilige Gees wat werk, jy sien nie goed wat reg, en jy loop net in en sê, Here, ek gaan teruggaan, maar ek wil dit saam met u doen. Here, en ek is lief vir u, kan bid jy vra nie net die Here strategie nou, jy raak net stil voor God. Hallo, is ons met mekaar. En jy loop nie terug met hierdie 10-punt plan nie, maar jy loop terug met God se vrede, jy loop terug saam met God, jy loop terug in daai situasie aan met 'n fokus op God, en jy heel moontlik wanneer jy jou mond gaan oopmaak, gaan jy verstom wees met sekere woorde wat uitkom. Ja, dis 'n proses, ons leer dit, maar ek sê nie ek smeek jou nie. Ek vra jou, my broer, my sis, ek en jy moet dit leer. Ek en jy moet dit leer hoe om so te leef. Julle is 'n uitverkore geslag, Ou Testament. Julle is 'n uitverkore geslag, Nuwe Testament. Julle is 'n uitverkore geslag nadat Jesus hemel toe is, 1 Petrus 2:9. En
koninklike priesterdom, met autoriteit, intimiteit. Vir wat? Om te verkondig. The awesomeness, die deugde, in Afrikaans. The awesomeness, the beauty, the splendor of your God. Wat jou geroep het uit die gemors, wat jou geroep het uit die duisternis in sy kosbare lig, wat jou geroep het uit die gemors van jou eie denke, wat jy nie eens gedink het, dit is gemors wat jy praat nie. Dat jou geroep het uit dit wat eintlik dof is, dit wat eintlik donker is, hy het jou geroep uit dit wat donker is, na die plek van sy lig wat skoon en mooi is. Nou jy wat dan in sy lig staan, jy staan in sy lig, jy staan as 'n koning, jy staan as 'n priester, om te verkondig die grootheid van jou God. Hoe gaan die ouens in Iran, hoe gaan die ouens in Israel, hoe gaan die ouens in Oekraïne, en van die plekke verkondig die grootheid van ons God, die lieflikheid van ons God, die mooiheid van die lewe, die skoonheid van die lewe. Hulle moet iets van hierdie skrifte verstaan, om dit reg te kry. Maar is amazing, ja, met hoeveel drome daai ouens, wat Jesus aan hulle verskyn. Dis amazing die herlewing wat gebeur in Iran en in van die plekke in die Midde-Ooste. Maar God ons help, dat dit nie eers groot vervolging en 'n klomp siele en 'n klomp goed moet wees, voordat die kerk in Suid-Afrika opstaan nie. Hallo? Want in die midde van vervolging was dit statisties, volgens die geskiedenis, die tyd van die grootste herlewings. Kom ons vervolg die Christene in Jerusalem. En wat gebeur? Hulle vlug en gaan skuil in al die dorpies rondom Jerusalem. Nee. Hulle gaan en verkondig die woord, die deugde van God, die skoonheid van God in al die dorpies. En ewe skielik sit die Jode nou eers met 'n groot krisis. Want nou is dit nie net meer in Jerusalem nie, nou is dit deur die hele omstreke in die land, het die krisis nou ontstaan. So dis nie gaan vlug en gaan soek skuiling nie. Dit is gaan. Maar hoe kon die vyand die gesag hê om hulle so te vervolg in Jerusalem? Want ongelukkig het die volk gaan sit, geen oordeel, die kerk gaan sit, en in Jerusalem het dit goed gegaan. Maar die skrif het gesê, my gees sal oor julle kom, julle sal my getuienis wees, hallo, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Maar toe ons nie in God se wil inklim nie, toe word die omstandighede, gebruik God die omstandighede, sodat die Christene moet gaan, sodat die Christene vlug in God se wil in, vlug in sy wil in. Onthou dit, vlug, kom ons sê, ek sal vlug in sy wil in. As dit moeilik met jou gaan, hardloop in sy wil in, vlug in sy wil in. Onthou net daai sinnetjie, laaste een, asseblief. Vlug in sy wil in. As jy sien, dit gaan moeilik met die emosies, moeilik in hier binne met 'n fight, moeilik in die omstandighede, moeilik in verhoudinge, vlug in sy wil in. Dankie, Hemel Vader. Dankie, Hemel Vader. Wat U 'n wonderlike God is. U is koning van alle konings. En voor U wil ons buig. In daai omstandighede, my siel, wat buig jou neer in jouself? Nee, jy sal buig voor God en God alleen. So sal ons praat vanuit ons gees met ons siel. En sê, jy sal jou nie neerbuig in moedeloosheid. Jy sal jou nie neerbuig in frustrasie. Jy sal jou nie neerbuig in jou eie sukses of mislukking. Ek spreek tot my siel en sê, jy sal buig voor God en God alleen. Oh my soul, you will worship the Lord. Oh my soul, you will bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. En so sal ek vanuit die goud in my gees, vanuit die volheid wat in my gees is, Here, kies ek vandag om te praat met my siel, om my siel in lyn te kry met dit wat U vir my het.
Here, ek bid vir elke boetie en sussie hierso wat gesag moet vat oor sekere goedjies in hulle lewe. Kom ons staan net voor die Here. Kom ons staan sommer net voor die Here. Here, ons wil kom voor U. En met respek wil ons vir U sê, Here, ons kies U koningskap. Ons kies U koningskap oor ons lewe. Ons wil staan in U teenwoordigheid en ons sê, ons kies U koningskap oor ons lewe. Met elke man en vrou hierso, wat ervaar, daar's goedjies wat hulle boelie. Daar's goedjies wat hulle tuister. Ons wil vir jou bid na die tyd. En ons wil vra dat jy na vore kom, dat ons saam met jou kan bid, wat 2 of meer saamstem, dit sal hulle ten deel val, by my Vader in die hemel. En so het ons mekaar nodig, konings, priesters, profete, ons het mekaar nodig, en vanmôre het jy nodig, dat iemand saam met jou staan, en daardie ding, wat jou wil boelie. Wil jy moet na vore toe kom, en ons gaan vir jou bid.